Here, U is lofwaardig. Daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat opgemeet kan word aan die grootheid en die heerlikheid en die almag nie. En terwyl ons vanoggend so voor U staan, is ons so bewus van U heerlikheid. So bewus van die teenwoordigheid vanoggend. Here, terwyl ons so in aanbidding voor U staan, besing ons U as die lewende God. Die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die een wat was, die een wat is, die een wat sal kom. En vanoggend, Here, staan ons so amazed in U teenwoordigheid. Want daar is niemand soos U nie. Niemand wat opgemeet en vergelyk kan word aan U nie. En terwyl, Here, vanoggend die woord bedien word, is my gebed, Here, dat U verheerlik sal word. Dat U sal ontvang van ons harte, Here, die lofprysing, die aanbidding, en vanoggend te sê, daar is niemand soos U nie. U is die roos van Saron. U is die lelie van die dale. U is die blinkmôre ster. En terwyl ons vanoggend so staan, dan geniet ons U guns. Ons geniet U teenwoordigheid. Ons geniet U genade vir 'n oomblik. En vir elke boeta en sissa wat vanoggend so saam is my gebed, Here, kom raak haar, kom raak hom aan vanoggend. Selfs vir hom en haar wat aanlyn saam kuier vanoggend in die teenwoordigheid. Wil ons dankie sê dat U ons bederf met U liefde, dat U ons bederf met U teenwoordigheid. Dat U ons bederf dat U hier is. Dankie vir U woord. Dankie vir oggend, Here, vir die Rema woord, die Logos. En vir oggend, Here, besing ons U. Daar waar jy is, wil jy nie net so vir 'n oomblik jou hande uitsteek, en maar net so 'n bietjie die naam van die Here groot maak en hom besing. Dankie musikante, julle is wonderlik. Here, watter voorreg is dit vir oggend om maar net so te besing en te staan in die teenwoordigheid. Groot is U. Waardig is U. Here, as jy 'n woord spreek, dan verander omstandighede. Wanneer jy 'n woord spreek, dan vind genesing plaas. En vanoggend is dit ook my gebed, dat selfs vir hom en haar wat vanoggend voor 'n situasie staan, of in 'n situasie sit wat voel asof dit dood is, wil ons dankie sê, dat deur U woord is daar lewe. Deur U woord is daar volheid van U krag. Ons loof U. U is steeds dieselfde God van Abraham, Isak, Jakob, Maleagi, Josua, Rut, Esther, Amos, Abadja, Jesaja, Maleagi, Markus, Petrus, Here, Paulus, Josef. Here, is dieselfde God van 4, 6,000, 2000 jaar gelede. En vanoggend staan ons voor 'n lewende God. En ons sê, heilig, heilig, heilig is U. Ontvang so, Here, ook so vanoggend hierdie geleentheid, al die lof en die eer, van elke man en vrou wat saam luister, in Jesus se naam. Amen. Kan ons vir die Here lofoffer gee terwyl hy sitplekke neem? Amen, amen. Ja, julle kan die sitplekke neem, draai so na die een langs, jy gee hom 'n Colgate smile. Ja, smile so bietjie man. Ons is nie suur nie, ons is dankbaar en dit is die genade van die Here. Die woord sê die blydskap van die Here is my beskikking. Dis jou en my beskikking en ek en jy het die blydskap van die Here. Ons het niks anders te nie. Ek sê vir Pastor Ferdinand baie dankie vir die voorreg om vanoggend ook hier saam te kan bedien en terwyl ons ook vanoggend daar uit die ander kant van Pretoria of hiernatoe ry, toe sit so, dit reën so lekker. Weet jy, dan slaap jy ook lekker. En dan is dit moeilik om op te staan ook. Julle lyk nou so heilig. Het lyk so of dit nie in Johannesburg ook gebeur nie. Ja, en vanoggend toe ek so ry van my huis af daar na Karen se huis toe,
Dis ek opgewonde, ek sê, Here, dit is die dag wat U geskep het. Nou mag hierdie longe, my oom lê in ICU met longkanker, en ek besef, gister terwyl ek voorberei, of terwyl ek so deur my boodskap gaan wat ek voorberei, kom ek op 'n prentjie af van 'n long, en die selle en die senuwees rondom die hartkamer en hoe hy asemhaal en ek besef dat jy weet as daar nie asem van God ingeblaas word nie. Weet jy wat, kom jy net veiligheid uit. En ek en jy moet hierdie harte, die woord sê, bewaar jou hart as enige iets. Ek wil vanoggend vir jou sê wat jy is, baie welkom, dankie vir die uitnodiging. As jy longetjies het wat nog mooi loop, loof die Here. Jy weet dat hy 'n bietjie pomp en die Here se naam loof. Steek 'n bietjie soms jou palmtakkies op. Steek dit 'n bietjie bokant hierdie sielste mensie, hierdie koppies van ons op, want God is hoër as ons omstandighede. En ek wil vir jou sê, ek dop ook maar soms die toetse. Hallo? Ek maak ook maar foute. Jy trek ook maar soms jou stert in 'n krul. Hallo, julle lyk dit of dit nie in Westdene gebeur nie. Karen kan getuig vanoggend. Ek kan ook maar soms die doel mis. Maar weet jy, groot is God se genade. Dankie vir die voorreg dat ek en Karen saam met julle vanoggend kan kuier. Liefie, dankie dat jy saamgekom het. Ek het haar die offer gegee gisteraand toe so dit lekker reën. Bly in die bed. Slaap. Ek sal alleen gaan. Vanoggend toe sy so reg vir hierdie diens. Lekker om die Here se naam groot te maak. Nou ek wil vir elke aanlyn persoon ook sê baie welkom en ons lewe in 'n tyd waar jy weet ons so aan die einde van die jaar kom, hè? Aan die einde van die jaar met so terugblik van soveel dinge wat in elkeen van ons se lewens gebeur het. En as ek en jy vanoggend met onsself eerlik is, het ons tog in hierdie jaar aanslag gehad. Tog struikelblokke. Tog 'n paar potholes. In Pretoria is daar heelwat potholes. Jy kan nie nog twee dinge, ons mans kan mos in elk geval net een ding op beslag doen. Maar vrouens doen mos meer as een ding op beslag. Jy weet, die vrou moenie met die man praat terwyl hy besig is met sy foon nie, dan sny hy mos uit. Hallo vrouens, hier moes julle nou amen gesê het. Jy weet, die manne is maar, hulle sukkel, so, kan net op een ding fokus. Jy weet nou, as jy nog op jou foon is en daar's 'n pothole, dan gaan jy nou, as jy 'n man is, 'n tyre moet omruil. Jy weet, en die Here wil hê ek en jy moet vanoggend net so 'n bietjie kom en fokus op sy woord en fokus op hierdie tyd. Hierdie is fellowship. Hierdie is gemeenskap saam met heiliges. En as jy na Spreuke 3 toe blaai, daar's so 'n mooi gedeelte in Spreuke 3 vers 5 en vers 6 wat ek vir jou wil lees, maar ek wil begin om vir jou te sê dat God, jy weet, om God selfs in die moeilikste van die moeilikste tye in jou lewe te vertrou. Wanneer die poppel die fan stryk. Wanneer jy voel jy so tussen die bottel en die etiket. Daai tek irriteer. Dit is juis in daai vlak van geloof waar jy en ek moet opstaan en die Here vertrou soos nog nooit nie. En in hierdie jaar as ek terugkyk in my lewe, was daar toetse wat ek gedop het. Ek wil vanoggend vir jou sê, die keuse lê by jou en my wat toetse gedop het. Gaan ek weer opstaan en om hierdie keer deurkom? Gaan ek in 2026 instap met die sekerheid dat in geloof, Here, sal ek die bende storm loop, want U is met my. U is my stok en my staf. En die Here gee vir jou en my weer deur sy genade soveel geleenthede. Nou lees ek hierdie gedeelte, hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Hy sê, ken hom in sekere dele van jou lewe. Ken hom in al jou weë, dan sal hy
jou paaie gelyk maak. En soos ek en jy deur hierdie jaar gestap het, 'n jaar wat vir baie mense lank, vir baie mense swaar en vir baie seer was, wat boetas en sissas verloor het, wat deur 'n siekte getref is, deur slegte tyding en 'n kind wat na 'n verbeteringsskool toe gestuur word, 'n geliefde wat in 'n tronksel sit, iemand wat terminaal kanker is, jy het jou werk verloor, jy het slegte tyding gekry so aan die einde van die jaar om in die nuwe jaar in te gaan. Ons is besig om af te betaal en jou naam is op die lys. Hallo, ken u daai gedeelte wanneer iemand by jou kom staan en vir jou slegte tyding oordra? En jy deur daai storm moet beweeg. Jy deur daai dal moet beweeg in jou lewe, want dit is 'n swaar jaar gewees in baie opsigte. In baie opsigte was dit uitputtend gewees, maar sommige het verlies beleef wat ek ken. En as jy 'n bietjie vanoggend dink aan wie om jou is in jou binnekring, wat deur dit gegaan het. Sommige dra nog seer wat ander nie sien nie. En 'n slegte ding wat COVID gedoen het, nadat ons die maskers afgehaal het, dra ons nog steeds emosionele maskers. Hallo. Hoe gaan dit? Nee, dit gaan baie goed. Maar hier binnekant sê ek vrotsleg dankie. Hallo. Dis die realiteit. Ons sit 'n smile op wanneer dinge moeilik gaan. Ons hanteer dinge wat ons nie graag wil hanteer nie. In hierdie jaar het ek sekere dinge moes doen wat ek nie graag wou gedoen het nie, maar ek moes dit doen om die pot aan die kook te hou, meneer, mevrou. En God toets jou en my geloof in baie opsigte. Sommiges is moeg. Nie net fisies nie. En ek kan so vir jou sê vanoggend, so ek met baie mans en met baie vrouens praat en selfs in my spreekkamer, dan sien ek hulle siele is moeg. Hulle breek sommer net op en jy sit daar en jy weet nie wat het nou gebeur nie. Iemand is net flenters. Maar hy was dan net nou nog okay gewees, hy het net nou nog gesmaak, want jy sien, ek wil vanoggend vir jou sê, vir geen rede kan jy meer in jou eie krag funksioneer nie. Jy kan nie in 2026 in jou eie sinnigheid wil op staat maak nie. Dit is hoekom ons so miserabel is, dit is hoekom ons nie voltooid is nie, dit is hoekom ons nie die volheid van God en sy glorie en heerlikheid verstaan nie, omdat ons God nie met ons hele hart soek nie. En daarom sê hierdie gedeelte, Stef, ken my in alle dele. Haai, maar dan kom hierdie vleeslike, en dan draai ek nog so 'n bietjie, ons bid en ons sê, Here, asseblief, sal U vir my deurbreek, sal U opdaag, en môre, Here, wanneer kom U? Die mens is van nature is so ingestel, dat ons hastig is. Van nature ingestel, dat ons nie kan wag nie. Dink aan 'n kruideniersware winkel, en jy moet in hy ry staan. Ek verlede Sondag moet ek 2 hoendertjies koop, want ons was op 'n dieet gewees. En vir daai dag mag ons net hoender eet. Ai! Net, en dit lyk soos 'n slaaitjie. Dit is nie sleg nie, maar ek het soos 'n has vir 2 weke gevoel. Worteltjies en blaartjies. En ek staan naderhand met daai 2 hoendertjies in my hand daar in 'n ry. En Karen, hulle is voor my deur en ek gaan kry toe, want die rooster was eers oor 10 minute reg gewees. 10, 15 minute. En terwyl hulle in die voertuig sit ek, of staan ek in die ry en wag, en soos ek in die ry staan, sien ek hoe word hierdie ry en hoelies net langer en langer, en ek besef, ek gaan hierdie 2 warm hoendertjies. Ek het ook naderhand soos 'n gebraaide hoender gevoel, in daai ry. Kan al nie net 'n bietjie vinniger nie. En intussen sien ek, hulle dra goed uit, want hulle is hulle Here en function, en ek kom agter, hulle is klaar in daai mood van holiday. Dit is asof hy til, so'n slow motion tik. Hallo, en jy's hastig, want iets is besig om te brand in jou hande. Hierdie jaar het jy gewag op 'n getuie of vir 'n deurbraak, en dit is jy's hastig, want God moet vir my deurkom, want ek moet uit my huis uit, ek moet deurkom, want
ek het so nodig dat verandering plaasvind en dit voel net of God se tyd vat. En dis waar ek en jy die grootste fout maak. Ons vat dan uit God se hand uit en die eie sinnigheid kom. En daarom realiseer hierdie vers en neem gestalte en dit sê ken my in alle weë. En dit is presies hier waar die vraag kom. Here, kan ek U nog vertrou wanneer ek nie verstaan nie? En baie dinge het hierdie jaar gebeur en in 'n seisoen, want ons lewens is in seisoene. Here, kan ek, hoekom gebeur dinge soos dit is en wanneer ek nie verstaan nie? Here, kan ek nog vertrou in hierdie? Kan ek vir nog 'n jaar vashou? Ek wil volgens jy kan. Jy het dit gemaak tot hier, wel dan. Jy's nie so sleg soos wat jy dink nie. Want jy sien daar's van God in jou. En ek moet dalk vanoggend vir myself sê dat my identiteit sy identiteit moet word. My sig en my sensitiwiteit toelaat dat God tot my in jou hart spreek. En ek wil vanoggend vir jou sê, om op so 'n plek te kan kom, beteken dan eintlik om God te vertrou, beteken nie dat alles sin maak nie. Ek deur 'n stadium het ek gesê, dinge maak niks sin nie. Here, maar U sê ek moet U vashou en ek hou U vas. U sê vanoggend dinge maak nie sin nie. Ek wil vanoggend jou uitnooi om vas te hou. Weet die bootjie wat ek in is, Here, is nie die bootjie wat ek gedink het 10 jaar terug ek gaan in wees nie. Toe ek 30 is, het ek nie gedink ek gaan op 50 of op 60 of op 70 sit, waar ek nou sit nie, Here. En daarom weet ek vanoggend dat alles reg voel. Om God te vertrou beteken nie, jy weet alles gaan net in plek val en alles gaan net reg voel nie. Dit beteken ook nie dat alles vinnig net gaan verander en regkom in ons lewens nie. Vertroue begin juis waar hierdie begrip eindig. Want God is gees en God is nie gebind aan tyd nie. En toe woorde gespreek was oor waters. Toe woorde gespreek, God is nie gebind aan tyd nie. God is nie laat nie, hy is altyd op tyd. Soms voel dit hy's 4 dae laat, maar hy's altyd op tyd. En ek wil vanoggend vir jou ook sê wat in die wagkamer sit, wat sit en wag vir daai wonderwerk en vir daai deurbraak wat vir my sê vanoggend, was nou Stef, dinge lyk te moeilik vir my. Ek gaan nie kan uitkom nie. Dis juis in hierdie moeilike waar ek moet vertrou. Wat beteken dit, jy weet, om op so 'n plek te kan kom, om regtig, om op God te kan vertrou? Ek het agtergekom, my seun het by my gekuier in vakansie, en ek sê, is dit nie tyd om 'n bietjie te gaan oefen nie? Want die atletiek seisoen is om die draai. Ja, maar hy gaan nog oefen. Hy voel in homself, hy's fiks genoeg. Ek sê, jong, mense raak vinnig onfiks. Tot hy 'n program van die skool op sy foon kry. Maar ek sien hy raak so, daai oë raak so spierings hier langs my in die voertuig. Hy sê, ek moes nou al hier gewees het, maar ek is nou hier. Ek sê, wat gaan jy omtrent doen? Sal hy vir my sê, nee, nog 'n bietjie laat slaap. Sal hom goed doen. Hy het dit nodig, hy het 'n verskriklike jare gehad. Ek dink jy moet jou sokkies optrek. Dit vra van jou oefening. Wat beteken dit regtig om God te vertrou? Ek wil vanoggend vir julle sê, dis 'n keuse om op te staan. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse of ek gaan bly, sit en kerm en kla in my huidige, of ek gaan opstaan en God vertrou. En ek wil vanoggend vir jou sê, vertrou is 'n keuse, dis nie 'n gevoel nie. En ek moes met hom praat en sê, as jy Februarie maand, die 14de Februarie, die rekord op Pulditch wil breek, dan sal jy nou, as jy terug plaas toe gaan, die koeroes gaan jaag in die veld. Dan sal jy daai vlakvarke gaan soek, en jy sal hulle gaan gryp. Ja, pa, is nie so maklik nie. Ek sê, maar die oomblik as jy begin, dan gaan jy weer in daai momentum kom, en ek wil vanoggend jou uitnooi, Boeta Sissa, om weer op te staan, om weer die moed, die vertroue, die geloof te bou, en nie terug te kyk nie. Wanneer ek terugkyk,
verloor ek my visie vir wat voor my lê. Wanneer ek besig is om te skinder van ander en die hele tyd het om oor ander te praat, weet jy wat gebeur? Jy kyk na hulle, jy kyk nie op jou wedloop, op jou baan nie. Ek is stil oor ander, ek staan nie belang wat in ander se doen en laat en sy kinders en sy kleinkinders en sy agterklein, ek fokus op my baan. Het jy agtergekom kort is die tyd? Besef hoeveel tyd ons onnodig aan allerhande nonsens spandeer? Ek self, hoeveel keer ek onnodig op sosiale platforms sit en ure scroll en nuuskierig is wat op ander se platforms aangaan. Hallo, dit gebeur natuurlik uit in Pretoria, liefie. Ek sien, hulle is heilig hier. Ek dink die next stop is die hemel hierso. Maar jy sien, ons kan so onkundig wees en nie besef hoeveel van ons tyd net verbygaan nie. Ons wag dikwels vir die gevoel van vrede in ons lewens voordat ons vertrou en die Bybel kom en ons sien die teenoorgestelde in Psalm 56 vers 4, dit kom hier bo op die skerm. Hy sê, die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. Daar's 'n gedeelte in die boodskap en ek sien daar agter lê een in die konsistorie, toe sê ek, ja, jy kan sien die pastoor werk by die Bybelgenootskap. Oral lê 'n Bybel rond. Jy sien wat vir my so mooi is, hy sê in vers 4 in die boodskap. Hy sê, as ek begin bang word, Here, besluit ek net daar. Ek besluit net daar om U te vertrou. As ek begin sien, die pop is besig om die fan te stryk, dan gaan ek nie nog vra rond om my te help en nou stuur ek my gebedsversoekie na ander toe uit. Ag, sal Pietie net daar in Kakamas net vir my intree. Ons bel vir pastoor 3:00 die oggend, sal jy nie net vir die liddoring bid vir my nie. Ons is al so gemaksigtig geraak dat ons nie vir onsself bid nie. Hallo? As pastoor net kan bid, dan gaan die deurbraak plaasvind. Daar's niks met jou geloof verkeerd om te bid nie. Vra, sê die woord, en vir jou sal gegee word. Klop, en vir jou sal oopgemaak word. En hier kom die woord, hy sê, wanneer ek bang is, vertrou ek op U. En ek vra jou vanoggend, hoeveel keer in hierdie jaar, in hierdie seisoen in jou lewe, het jy God vertrou? In hierdie seisoen na God toe gegaan. En hier kom dit by my, en dit is eintlik 'n praktiese toepassing wat jy vanoggend kan toepas in jou eie lewe. Jy kan bang wees en vertrou. Kom aan. Ek kan onthou baie jare terug as ek die pastoor in Louis Trichardt. Maar waar jy die kerk se ligte moet afsit en waar die deur is, en as jy daai alarm gedruk het, dan moet jy deur die gange hol van die kerk. En ek in donkerte was net nooit pelle gewees nie. So ek het my roete op 'n Sondag aand wanneer almal huis toe gaan, mooi uitgewerk as ek daai alarm, want ek moet hom binne aktiveer in die auditorium, ek moet die knoppie druk, dan moet ek hol, deur toemaak en sluit, maar alles in die donker geskied. Ek het al, as ek hier in die einde van my preek begin landing kry, jy weet ons pastore sê, kom ons sluit af, dan land hy nog 16 minute later. Hallo? Gelukkig nie pastoor Ferdinand nie. Ons gaan nou afsluit en dan draai hy met nog 'n ietsiekie. Hey, en in daai afsluiting dan dink ek al aan daai, jy weet, kan iemand net na die tyd vir my net sê, hy sal saam met my stap. Maar sodra die koppies gewas is na die diens, dan is almal so Speedy Gonzales terug in hulle karre, hulle wil nie die 9 uur movie mis nie. Dan moet ek deur daai kerk hol. Wanneer jy bang is, kan jy nog steeds vertrou. Dis 'n eenvoudige voorbeeld. Wanneer ek bang is, sê die woord, kan ek hier steeds vertrou, sê die boodskap, dadelik proklameer ek vertrou U. Ek verander my gesindheid rondom hierdie situasie. Jy kan seer wees, jy kan deur dinge gegaan en nog steeds God vertrou. En die sleg is, wanneer dinge sleg gaan en mense staan nie in 'n totaliteit 'n verhouding met God
In elke faset van sy menswees, wie kry die skuld? Die Here. Dat dinge net nie reg loop nie, die Here straf my nou. Die Here straf nie in hierdie dimensie van mens wees nie. Daar sal eendag 'n wit troon oordeel wees, wat elke knie sal buig en elke tong sal bely. Ek dink 99,9% van my ellendes is wat ek oor myself bring. Kom aan, wat ek self geskep het. En jy's in die seer, jy's in die slegte tyding om nog steeds God te vertrou. Jy's in die egskeiding, jy's in die dood om God nog steeds te vertrou in jou seer. Jy kan onseker wees, maar nog steeds vertrou. Hallo, wat hou 2026 en ek weet nie, maar ek vertrou die Here. Dis 'n onsekere toekoms, maar ek vertrou God, want ek is nie al by 2026 nie. Dis ons groot probleme. Ons is al by einde van die maand in Pick-n-Pay rakke om deur ons grocery lysie te gaan, om te kyk, het ek genoeg geld om dit te maak? En nou worry jy al 3 uur in die oggend of ek genoeg geld gaan hê vir einde van die maand se skuld, terwyl God wil hê, vertrou my in die nou oomblik. Dankie tog, dit voel of ek nou met die regte mense praat. Ja, dit gebeur in Pretoria ook. Jy sien vanoggend, vertroue beteken, ek kom by 'n plek in myself, wat hy sê, ken my in al jou wees, Stef, ken my, so vertroue beteken om alles oor te gee. Ek wil nog hierdie skoondogter vir myself uitsorteer. Ek wil net hierdie persoon 'n deel van hierdie peace of mind vir hom gee. Hy moet tog net hoor, ek wil hierdie jaar afsluit, maar hy het iets om oor te dink oor Kersfees. Ek wil nog net so ou ietsie inkry. Kom dit jou en my toe? Kom ons kom verby 'n stadium en 'n plek om mense seer te maak, of om nog die laaste sê te wil hê. En dit maak ook dat in ons geloofsaak en ons vertroue in God, dat ons elke keer die laaste sê wil hê ook nog steeds. En ons kom so met 'n beskripsie. Dis soos jy stap in by 'n dokter se spreekkamer, jy siek, maar jy sê vir hom, wat se pille jy soek? Hallo, wat's fout? Nee, dokter, weet jy wat, man, ek het nou arthritis, maar ek dink jy moet sommer vir my soveel milligram voorskryf 2 keer 'n dag. Ek voel vandag jy kan vir my, maak dit 3 keer 'n dag. Die dokter sal vir jou, hy sal vir jou ICU toe stuur. Wie sê om vir my te kom vertel? Hallo. Jy sien vanoggend, vertroue beteken, ek gee oor. Jy sien, om oor te kan gee, is om alles oor te gee, die onbekende van 2026, die onbekende van einde van hierdie maand en Januarie maand, om te sê, Here, ek is waar ek nou is. My geloof is in U, my vertroue is in U, en ek geniet die oomblik, en juis omdat ons altyd daar is, mis ons hier nou, wat God vir ons wil sê, en wat God aan ons wil openbaar. Die moeilikste deel van geloof is nie bid nie, dis om op te hou beheer te probeer uitoefen. Dis die moeilikste. Maklik om te bid, maklik om hande op te lê. Dis maklik om in hierdie auditorium vir oggend julle hande op te steek en die Here te loof, maar daar buitekant die Here te vertrou wanneer die energievlakke laag is. Hoor U wat ek vanoggend probeer vir jou sê. Jesaja 55 kom en hy sê so mooi in vers 8 en 9. Hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optredes nie soos myne, sê die Here, soos die hemel hoor as is die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagte bo julle gedagtes. Ek sien, ek gooi dit op daai skerm daar agter op, maar ek weet as jy 50 stryk. Hallo. Dan kry jy so boepensie en dan raak die oogies so dof. Kan jy onthou toe Josef of Jakob vir Lea ontmoet het, die woord sê sy dowwe oogies gehad. So ek het altyd geskat sy moet hier by die 50 rond wees. Dan raak die oogies dof en Wrintie waar toe ek 50 slat. Toe is hierdie oë sommer net so dim. So daai lyk pragtig daar wat so swem. Daar agter op hy skerm. Maar sien U wat sê, my gedagtes is nie jou gedagtes nie, Stefan.
2025 was jy op die plek gewees om te dink, I'm the man with the power for the hour. Ek is die een wat dinge kan verander. En my gedagtes, sê die woord, is nie julle gedagtes nie. So wanneer ons moeg is, probeer ons harder. En God sê, gee my jou las. Hoeveel keer het die Here by my stil gestaan, om vir my te sê, gee my jou las, vertroue sê, weet jy wat, Here, ek verstaan nie, maar ek gee U beheer. Gee U beheer. Ek vertel dit altyd by gemeentes waar die orgelis die oggend nie by die kerk opdag nie en sy die karretjie op pad, op die grondpad op pad kerk toe gerol het. En toe die dominee na die tyd daar by die hospitaal besoek toe, sê hy vir Tannie Grimbeek, nou hoe het dit nou gebeur dat jy vanoggend nou jou karretjie gerol het, maar sy lê daar met 'n drip by ontvangs, jy weet, vol grond en sand, 'n stukkie van die flikker is nog hierso in die hare. Sy sê, dominee, jy sê elke keer ons moet alles oorgee aan die Here. Sy sê, en toe die karretjie so maak en ek voel ek verloor beheer, sy sê, dominee, toe gee ek die stuurwiel, ek sê, Here, wees in beheer. Sy sê, wrintie waar, dominee, die Here rol my ou bakkietjie 4 keer. Toe die Here sal nie ons, jy weet ons dinge kwytspring. Die Here moet nog daarom hierso ook nog, hy het gesê, ek kon hom vertrou en toe rol hy nou my bakkietjie 4 keer. Groot probleem is, wanneer ons eie sinnig is en wanneer dit oor ons gaan in ons seisoene, en dinge loop nie reg nie, dan kry die Here die skuld. Dan loop die Here deur. En eintlik is dit as gevolg van my ongeloof, en ek kyk vanoggend en ek wil vanoggend vir jou sê, vertroue sê, Here, ek verstaan nie, maar ek gee U beheer. Ek gee hierdie kind van my oor aan U. Ek gaan rustig slaap en nie in die nag rondrol oor my besigheid. Ek vertrou U. As jy nie weet hoe dit werk nie en jy is die hele tyd ge-worry oor jou kontantvloei en jou probleme, doen jouself 'n guns op 'n Vrydagmiddag, bel die bank en sê vir die bank, jy wil met die bankbestuurder praat, en as hy optel en sê vir hom, hoorie, so ek is onderdeur, jy moet 'n lekker naweek hê. Hy gaan wakker lê en worry, gaan slaap jy rustig, jy dit uit jou hande uit. Hallo? Soos dit om vanoggend te sê, Here, en dis die moeilike, om daai beheer, want ons is beheervrate, oor te gee aan God. Wanneer jy dit oorgee, dan verstaan ek wat die woord praat van vrede. En ek dink dis waar ons die toetse dop in ons lewens. Ons wil nog steeds hierdie in die moeilike tye kan ons wil God vertrou, maar ons wil hom ook nie vertrou nie. God het ek agtergekom verander nie wanneer ons omstandighede verander nie. Hy is en hy bly dieselfde. Hebreërs 13 sê so mooi in vers 8, Jesus Christus is dieselfde gister en vandag, dieselfde en tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Die jaar het verander. Jy het nie gedink jou jaar gaan so af, jy het dalk goed afgeskop, maar jy het nie gedink hy gaan so eindig nie. Jou situasies in hierdie jaar het verander. Dink 'n bietjie net aan jou eie menswees, in jou eie binnekring. Al daai masker af. God het nie verander nie. As dit alles wat jy kan, enigiets wat jy kan onthou van vanoggend se boodskap, moet dit wees, God verander nie. Ek moes leer wanneer ek geval het en wanneer dinge swaar gegaan het, om nog 'n ronde wat ek gevoel het ek is uitgeslat, op te staan en vir daai een ronde nog in die kruit te klim. Wanneer almal sê stop het, het genoeg gehad. Job is gesê deur sy eie, jy moet besig wees met 'n verkeerde God, want 'n God van liefde kan nie al hierdie dinge doen en jy dit in een dag verloor nie. Hy het op die as gesit, maar hy het God bly vertrou. En baie keer in dinge, dan sê ek, Here, leer my die geduld van Job.
Leer my 'n gees van genade. Jy sien, God werk selfs, en ek het in hierdie laaste 5 weke, in my eie hart het ek ervaar wanneer ek aanlyn bedien en waar ek bedien, is dit soos of die Here vir my iets wou sê, vir myself en vir mense, is om te sê, ek werk waar niemand dit sien nie. Wanneer daar saad in die grond is, dan lyk dit dor op die lande. En God is besig onder die grondvlak. En groei vind plaas en verandering vind plaas onder die grond, sodat iets gereed kan wees om uit te spruit. Die saad wat in die grond kom, is nie dieselfde, lyk nie dieselfde as wat uitkom nie. Jy kan nie 'n boontjie plant en 'n wortel verwag nie. En vanoggend sien ek, dink 'n bietjie aan een van die grootste geestelike waarhede. Vanoggend is God is besig, selfs wanneer ek en jy dit nie voel nie. Ek weet nie hoe lank het ek nie. Kan ek nog so 'n bietjie gaan? Wanneer ek en jy voel dit is nou te veel, is God nog steeds besig en hy wil eintlik net sê jy bly 'n bietjie hier weg. Idle 'n bietjie, bly in die geloof, bly 'n bietjie in standvastigheid, want ek dink vandag aan Josef, verkoop deur sy broers. Vergete in 'n tronk. Hy sit in 'n tronksel onskuldig. Hy sit in 'n put onskuldig en vir jare sit Josef en wag. Maar weet jy wat, die wonderlik van Josef se lewe is, selfs daar waar niemand hom gesien het nie, was daar integriteit. Sy geloof het nie verander as gevolg van die omstandighede wat hy ingesit het nie. Genesis 50 kom hy sê verder in vers 20, julle het kwaad bedoel, maar God, hoor wat sê hy, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen, soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Mense, ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie is iets om oor opgewonde te wees. Jy het kwaad bedoel, maar God het dit ten goeie bedoel. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy dink, hierdie jaar, hierdie seisoen, hoekom al die kwaad? God het iets mooiers en beters vir jou in stoor. Ek sien in die geestelike realm, dat hier 'n oes wat op pad is vir jou. Ek sien in my eie lewe, hier kom 'n oes, en dit vra, Stef, bly net gefokus, al sien jy nog nie die saad nie. God vra geloof, God vra vertroue. Ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer daar vertroue en geloof is, selfs in die onsigbare, dan kom die natuurlike wat ek net nou gesê het, jy worry, maar God kom deur. Weet ek, jy gaan iets opkom. Ek kan nie vir jou sê hoeveel op hierdie land gaan opkom nie, maar hier is iets besig om te gebeur. En dan is ek besig om die besproeiing reg te kry. Ek is besig om te kyk na die siklus van wanneer gif moet gespuit word. Ek berei hierdie grond voor. Ek berei hierdie geleentheid voor. En daarom moet ek ook myself in 'n geloofsposisie kry om 'n atmosfeer te kan skep, om te sien wanneer daai saak kom, dat ek nie gereed is om dit te kan hanteer. En daarom sê God, vertrou my. Om God te vertrou, wanneer jy moeg is. Wanneer die pop op die fan gestraik het, en toe is daai fan toevallig met Eskom se tyd aan. Jy het gedink hy gaan af wees, toe sy aan. En nou julle vertrek, lyk so geel oranje. Jy word wakker die oggend, en jou man is oorlede. Jou vrou is terminaal. Wanneer jy moeg is, ek is lief vir lees, en ek lees hierdie week van 'n akteur wat hierdie jaar deur 'n verskriklike storm in sy lewe gegaan het, as gevolg van 'n diagnose met sy vrou. En soveel keer hospitaal toe, soveel keer net by die hospitaal moet wees, dat hulle moes besluit het om alles te verkoop, alles te verander, te trek nader aan 'n hospitaal wat sy vrou kan help. Dit was nie hulle planne vir die begin van die jaar nie. En dan voel jy vanoggend wat jy sit en wat luister, dat dinge is uit lyn. Ek moet niks word hier, dat God alles word. En sy tyd en Stefan se tyd was nooit vir baie jare in pas gewees nie. Vir baie jare was ek daar, maar ek het gemis, omdat ek my oë baie keer op storms gehou het.
En God wil vanoggend vir jou en my sê, kom in lyn, kom in pas, en moenie die oomblik mis wat ek vir jou wil sê, en vir wat ek vir jou wil doen, en deur jou wil openbaar nie. Besef jy vanoggend, ek ken jou nie. En 10-10-1 sal ons mekaar weer ontmoet daar by die troonkamer, waar elke knie sal buig. Nie een se pad is dieselfde. Nie een se storie is dieselfde. Maar jy is besonder mooi mekaar gewewe, met 'n unieke identiteit. Daar's niemand soos jy nie. Daar's niemand wat die potensiaal het as jy nie. Selfs die storms wat jy deurgegaan het, selfs dit wat jy verloor het, en jy sê dalk vir my vandag, ek het meer verloor as wat ek bymekaar gemaak het in my lewe. Ek wil vir jou sê, dit definieer nie wie jy is vanoggend nie. Jy's meer as daai storm. Jy's meer, dit moet jou nie definieer nie, maar wie jy is in Christus Jesus, en wat die woord sê, dit is wie ek is. En dis hoekom ek baie keer knorrig raak, as mense by my kom en my persoonlik aanval, want jy kan maar sê wat jy wil, maar wat ek is meer as wat jy sê. Hallo? Kom aan, kind van die Here. En weet jy wat vir my so mooi is in Jesaja 40, wat vir my so mooi is in vers 29, hy kom op die bord en hy sê dit so mooi tot in vers 31, baie is moeg, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy gee krag aan die vermoeides. Nou kyk ek na 'n paar dae wat oor is van hierdie jaar. En ek wil vir jou sê, daar's hoop vir die nuwe jaar. Ekonome het geen hoop nie. Het jy al eintlik vir Dawie Rood positief gehoor? Hy ekonoom kyk na syfers. Hy ekonoom kyk na politiek. Hallo? En dan gee hy net iets daaruit. En die oomblik as jy die ekonomie en politiek meng, is dit 'n Babelse verwarring. Dis soos kots in 'n tuimeldroër. Dis iets moois nie. Die ekonoom gaan nie vir jou mooi vooruitsigte gee nie, maar die woord. Hoeveel mense het vir my al gesê, hierdie lyk nie vir my of jy dit gemaak nie. But God. Jou pensioen lyk nie genoeg nie. Hallo, hoe sit jy dan nog hier? Dit lyk nie of jy net met almosies deurgekom. God het vir jou nog steeds gesorg. Te midde ten spyte van. En hier moet ek myself kry om hierdie te kan glo, want in dit is God. Hoop vir 'n nuwe jaar. Nou ek sê vanoggend vir jou, sê God neem nie altyd die stryd weg nie, maar in hierdie stryd gee God vir my en jou krag. In hierdie koue gange van omstandighede sê hy, ek is met jou. Jy's nie alleen nie. Here, ek kan nie meer nie, maar U kan. Kom aan. En daar waar jy sit, maak dit jou hartsgebed ook vanoggend. Want jy sien vanoggend, ek kyk na hierdie gedeelte en dit tref my in Klaagliedere 3. Hoor wat sê Klaagliedere 3? Hierdie man is skerp. Hy kyk, hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Dis vir my genoeg. Die troue liefde van die Here het geen einde nie. Elke môre nuut, vanoggend toe jy opstaan, jy weet, en jy kyk in daai spieël voor die wasbak, en jy smile so, en jy sê, Jesus, my is 'n oulike ou, daar kom so warm gevoel oor jou. Toe's daai warm gevoel al die pad toe, nou maar net my pens wat in die warm water in die wasbak hang. Maar daar was 'n gevoel gewees. Kyk vir jouself en sê, ek is meer as die storms wat ek deurgegaan het. Ek is meer as die ellende. Ek is meer as die tekortkominge. Here, ek kan nie meer nie, maar U kan. Jy sien, hoop bring vir my soveel vrede.
En vanoggend kyk ek daarna en ek wil vir jou sê dat jy hoef nie die hele jaar te vertrou nie. Net vandag. En môre sal God nog steeds daar wees. Môre sal God nog steeds daar wees. Ek wil jou oproep om vir jou te sê, waar het jy beheer probeer hou? Dink 'n bietjie. Ek vra jou, wat jy in hierdie jaar nog dinge probeer op jou eie krag? En nou sê dit vir my vanoggend, ek moet maar op 'n plek kom om af te sluit en te sê, Here, U woord het vir my in die begin gesê, ken my in al jou weë. Waar moet jy weer leer om God te vertrou? Vra jouself. Jy kan nie jou vrou of jou man vra nie. Hierdie is iets wat jy by jouself moet besef. Wat dra jy al vir te lank alleen? Jy weet, elke keer as ek het 'n spreekkamer en elke keer as iemand daar kom sit, dan tref dit my dat hierdie persoon het juist nou met my kom praat waar dit op die einde is. As hy net vroeg net 'n bietjie kon gepraat het met iemand. Net 'n bietjie kon gedeel het. Ek en jy moet vanoggend op 'n plek kan kom om bewus te word oor God en oor te kan gee aan God in elke faset van my menswees. Ek wil jou uitnooi, ek is klaar. Ek wil jou uitnooi om sommer maar net vanoggend saam met my op jou voete te staan vir 'n oomblik. Kom ons staan. En ek vertrou vanoggend dat jy het gehoor wat die Here Jesus vanoggend vir jou wou sê. En ek is opgewonde oor sy woord, want sy woord het krag. Om die Here in elke situasie te vertrou. En daar waar jy sit of daar waar jy nou staan, wil ek jou uitnooi om net so 'n bietjie stil te word voor die Here. Kom ons sluit ons oë net vir 'n oomblik. Of wil jy nie net vanoggend kom om te sê, Here, ek kom vanoggend net soos ek is. En ek erken en ek bely my ongeloof wat in hierdie jaar my verhinder het van so baie van dit wat U vir my in stoor gehad het. En nou, Here, kom ek kom sit alles by U voete neer. As iemand vanoggend, en ek gaan jou nie nooi om hier voor te kom staan nie, maar as daar iemand is wat sê, ek gaan deur 'n moeilike situasie, bid vir my, wil ek jou vra om net jou hand vinnig op te steek en te laat sak. Daar's 'n hand wat opgegaan het, daar's hande wat oralste opgaan, baie gaan op. Here, ek sukkel om deur hierdie te gaan, ek sukkel om dit te verwerk in my lewe. As daar behoefte is, steek net jou hand op, ons gaan vir jou bid vanoggend. Amen, dankie Jesus. Here, vanoggend kom ons, en ons word stil voor U. Hier staan 'n man en 'n vrou, en selfs aanlyn is daar duisende wat vanoggend saam luister. Here, wat sy krag min geword het, wat sy moed verander het na moedeloosheid. 'n Verwagting wat daar was eens, sit iemand verslaaf vandag, moeg langs die pad. En nou kom staan ons elkeen voor U. U ken ons harte. U ken ons sielste mense. U ken ons sintuie. U ken my sit en my staan. My stap en my lê. U ken vanoggend drome wat ek eens op 'n tyd gedroom het, wat net so langs die pad as gevolg van omstandighede het ek opgehou droom. Ek het seer gekry. Ek het moeg geraak. Dinge het my oorweldig. En vanoggend, Here, hier in Johannesburg by Westdene gemeente kom staan ek stil by hierdie AGS gemeente, Here. Dat U, Here, soos 'n wind sal waai met die Heilige Gees deur hierdie lewens vanoggend. Deur hierdie omstandighede vanoggend, as daar iemand aanlyn vanoggend saam luister met 'n gebedsversoek, dat dit sal wees, Here, soos die soetheid van die teenwoordigheid wat sal deurweek en waai, sodat waar hy sal staan en sal wees, sal besef dat God is hier. Nou eer ons U vir daai deurbraak. Ons loof U juis uit ons tronkselle uit, juis uit ons spitervarings, juis uit ons vuuroondervarings, staan ek vanoggend op U woord en op U beloftes, Here, vir hom en haar, saam met hulle, vir hulle deurbraak,
vir hulle genesing, vir krag en leiding, want in U, Here, is alles die moeite werd. In U, Here, is genade. Dankie dat U die bande breek. Dankie dat ongeregtigheid breek. 4 pile verwerp ons in Jesus se naam, wat na elke boete aan Sisag afgevuur is, om hom en haar te vernietig. Want die duiwel wou kom roof en steel, sê ons vir God dankie, dat hierdie is 'n nuwe seisoen van genesing, 'n nuwe seisoen van voorsiening, 'n nuwe seisoen van deurbraak. Here, soos elke man en vrou hulle hande opgesteek het en elke hart vanoggend teruggekeer het na U toe met afhanklikheid vir U voorsienigheid en vir deurbraak, wil ons alreeds daarop sê Sela. Ons wil juist daarop sê, sal dit so wees. Ons wil daarop sê amen. Ons loof U vanoggend, Here, vir die deurbraak, vir die genesing. Ek wil vanoggend in 'n besonder ook so saam Pastor Ferdinand en hierdie gemeente kom bid, dat hierdie ook 'n oesseisoen sal wees wat voorlê. Dat hierdie, Here, gemeente 'n plek sal wees waar siekes genesing ontvang. Here, waar van gebroke harte herstel word. Dat hierdie 'n aangename seisoen ook so vir hierdie herderspaar en gemeente sal wees. Van die goedheid en die guns van die Here wat gaan deurbreek. Ons eer U vanoggend in Jesus se naam. Amen en amen. Kan die Here lofoffer gee. Amen. Amen, amen. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Ek weet nie wie moet oorvat nie, maar baie dankie vanoggend vir die voorreg wat ek kon gehad het om saam met julle te kon kuier. Dit was vir my baie lekker gewees. Gaan eet vanmiddag as jy nou daai gebraaide skaapbout eet en jy wil so 'n stukkie pastoorsbout eet en die preek uitmekaar uithaal, doen dit ook. Maar dit is goed. Maar ek wil jou uitnooi dat hierdie feesseisoen ook 'n feesseisoen sal wees. Dat jy God meer sal soek. Dat daar hongerte opgewek sal word in jou binneste om te sê dat hierdie jaar moet dinge afval in my lewe. Jy weet wat staan tussen jou en God. Jy weet wat het in hierdie laaste seisoen van jou lewe jou verhinder. Niemand anders hoef jou te sê nie. Jy weet, want God ken jou hart. En mag hierdie ook 'n seisoen wees waar sy gees wortel skiet soos nog nooit in jou lewe. En waar jy God in sy volheid beleef en ervaar en wat jy, daar's 'n gedeelte in die woord wat sê, toe God opgedaag het, was dit soos 'n droom. Mag hierdie die seisoen wees wat jou gebedsversoeke wat ver was, nader sal kom. En jy sal beleef en ervaar. Ons gee die Here die lof. Nogmaals baie dankie vir die geleentheid dat ek en Karen vanoggend saam met julle kon gekuier het. Amen. God bless. Amen.